Juffrou Gooies het 'n boodskap vir juffrou gestuur. Okay. Sien, kan ons môre ook kom as ons nie iets verstaan nie? Ja, julle kan môre ook kom. As julle nou nie, as julle nog môreoggend ook wil kom, dan is julle welkom. En dan onthou julle het darm nog môre rek. So dan kan julle, want my kinders het, albei my klasse het môre rek. So dan kan julle my môre ook vra, maar môreoggend voor skool, 7:30 tot 8:30, 7:30 tot 7:20, kom ons sê dit. Dan gaan ek hierdie selfde oefening weer doen. Maar ja. Ek sien hierso. Die live is omtrent tot so omtrent so 6:00. Ek hoop ek gaan druk om seker te maak ek maak in daai tyd klaar. As ek dalk as 'n paar minute laat is, dan is dit nou maar so. Maar ek wil graag hierdie hele oefening met julle merk, ja. Reg sê juffrou. Alright. Dan het hy hierdie. Juffrou, ek wil net sê Matthya op graad 9D, ja. Sukkel om op die chat te kom. So ek weet nie of juffrou dalk kan invite of iets doen vir. Ek is klaar hier. Hoe is jy daarop? Ek is klaar. Okay, Ja, so bly dankie. dit my. Okay, nee, dit is reg so. Ek het kyk. Dis almal is so ver nou al in. Okay. Alright, ek gaan dan so geleidelik begin. Ek het nou net so lank bietjie vooruit gewerk terwyl ek wag. Vir die tyd om verby te gaan. Alright, so julle gaan my help kyk as mense nog in die lobby is of ietsiekie. Okay, reg so. En laat hulle maar net ingaan, soos ek sê, ons rekord daarom ook hierdie meeting. So dan kan ons dit op die groepie sit. Okay, kan almal my skerm sien? Ja, juffrou, ek kan hom sien. Okay, ek gaan nou dan hier opskuif. So hier is die oefening wat ek vir julle gestuur het. Vir op julle ouers se groep en julle klasgroepe. Dit lyk anders as wat die toets is, maar dit hersien alles wat julle moet kan doen van die praktiese aspek van dit. Okay? Goed, so het nie daai persoon, sorry. So op die ou einde, dalk moet ek hierdie doen. Wag. Sorry, nou moet ek. Nee, dit gaan nie werk nie. Can you remind? Ek net die ander ding sien. Toe maar. Ek kan nog het met iets sien. Sorry. Alright. Goed. So hierdie is die oefening. Julle gaan nog steeds teorie bietjie kry in die begin en julle gaan nog steeds sommetjies en goetertjies bietjie apart moet doen. Maar hierdie gaan die groot deel, die groot vrae wat julle prakties moet toepas. Wat ons eintlik nog ons vinnig deurgewerk het in die vinnig deurgewerk het in die klas net bietjie weer hersien. Okay, so in hierdie oefening gaan ons dan nou met ander woorde gaan ons die kontantontvangstjoernaal doen, die kontantbetalingsjoernaal. Ons gaan die bankrekening van die algemene grootboek doen en dan gaan ook die rekenkundige vergelyking wat dan inderwaarheid die EBL is, gaan ek doen met julle van hierdie nommers van hierdie selfde transaksies, okay? Goed. So heel eers in 'n toets. Yes. So juffrou, dit gaan nie alles miskien in die wat juffrou nou vir ons wys in die toets wees nie. Alles gaan in die toets wees. Dit gaan ander transaksies wees, ander mense, ander bedrae, ander scenario's, maar dit toets basies dieselfde maar dit gaan nie lyk soos wat hierdie lyk nie. Verstaan, die structure van die toets is maar so 'n bietjie anders.
en goetertjies, Ja. maar alles wat jy moet hersien, gaan ek nou met jou hersien van die grootste deel van die vraestel. Om seker te maak dat jy elke nuwe tipe transaksie wat jy moet kan doen. Okay. Alright, so Kan hierdie jy Hallo, dit juffrou. straks so dankie vrou. Hallo Boeta. Okay. Juffrou, jammer ek pla. Juffrou, Nee, is nie by nie, juffrou, ek kon nou net vir rugby oefening af en die dis mos 'n rekeningkundige boek, nee juffrou? Ja, hierdie is nie die rekeningkundeboek nie. Hierdie Ja. enetjie is die addisionele oefende vragies wat ek vir julle gestuur het saam op die groep. Onthou, so ek het hierdie een en so ek werk op daai dokument. So as jy dit nie voor die tyd nie, ek wil amper vir jou aanraai dat as jy nie voor die tyd hierdie deurgewerk het nie, let op wat ek doen en dan probeer hom self doen en dan kan jy hom gaan merk want ek gaan na die tyd hierdie memo vir julle stuur ook. Okay, slegs juffrou. Ek was net nie byna gewees, jy weet ek kom nou net vir rugby oefening af. Nee, dis reg, ons het nou net begin. Ek het nog nie eintlik begin nie. So julle kan nou net seker maak julle kan net saam met my werk en saam hier kyk en dan soos ek sê, mute julleself tensy jy op die 'n vraagie of ietsie wil vra, dan kan jy jouself unmute of jy kan in die chat vra. Alright, okay. Goed. So ek gaan nou heel eers in die toets wat jy doen. Jy begin deur gou-gou die transaksies. Veral as jy die joernale moet doen, dan gaan jy eers gou-gou die transaksies klassifiseer. Nou ek gaan vir jou die keywords onderstreep sodat jy kan begin sien watter joernaal kom dit in. Van dit is baie dieselfde as wat jy laas jaar gedoen het. Sorry, nou is my pennetjie pak. Goed. So met ander woorde, ek gaan KBJ gaan ek rooi maak en KOJ gaan ek blou maak. Okay? So jy kan twee highlighters vat, jy kan groot gaan daarso op jou vraestel self, maar jy doen hierdie eerste. Okay? So let op die volgorde wat ek mee werk, okay? So, die eerste enetjie sê hulle vir jou, die eienaar deponeer. As hulle sê deponeer in die lopende bankrekening of al sê hulle net die eienaar deponeer soveel rand se kapitaal, dan weet jy dit is dan weet jy dis direk in die bank inbetaal. Al sê hulle nie die deponeer in die bankrekening nie, daai woord moet dadelik vir jou sê dit gaan in die bankrekening in direk. Joan Barlow Jones het vir juffrou iets gestuur op die chat. En het ek my ding so klein gemaak. Daar is 'n opsie om jou hand op te steek hoor. Okay, sorry. Jonia, daar is 'n opsie om jou hand op te steek. Okay. Goed, ek gaan die chat staan nou hier oop en dan kan ek makliker kyk. En so. Okay. Goed, so deponeer is direk in die bankrekening, maar dit is die eienaar wat vir ons 'n kapitaalbydra gee. Dan weet ons dis KOJ. Okay? Dan het ons hierso die volgende transaksie is WKOJ. Sorry. Kan jy 'n bietjie sagter daar? Okay. Sorry. Met kontantverkope is en kasregisterrol. Dit is my keywords daar wat vir my sê dis 'n KOJ. Okay? En dan het hulle weer die eienaar verhoog sy kapitaal. Sodra die eienaar iets doen met die kapitaal, dan sien ons weer dis KOJ. Die volgende sê ons koop en dit is handelsware, goedere en handelsvoorraad of voorraad is alles handelsvoorraad. Onthou dit net vir jouself. Okay. En dan hierso weer by die 12, so daai is KBJ, ekskuus. Dan hierso by die 12de, daai is ook 'n KBJ want ons betaal. En hierso sê hulle per EFO2. Goed. Ek lees nie eers verder nie. Het julle gesien, ek het nou nie ek lees net dat ek weer genoeg inligting om te weet wat is wat se joernaal. Daai is betaal KBJ want KBJ is kontant betalingsjoernaal, nê? En ek sien weer per EFO. Hierso het ek koop handelsware, weer dis handelsvoorraad, nê? Betaal per EFO KBJ. Betaal AZ drukkers per EFO KBJ.
Hier koop ek weer goed en dit is betaal per EFO. Dis KBJ. Dan het ek hier, nee, daar is nog steeds KBJ. Dan het ek hierso trek kontant. Okay, trek kontant en ek betaal die lone KBJ. Hierso het ons kontant verkope KOJ. Ons het hierso kope afleweringsvoertuig, betaal per EFO, KBJ. Ekskuus, het ek by die vorige een gesê KBJ, dis 'n KOJ, ekskuus as ek dit verkeerd gepraat het. Hierdie ene is, hierso moet ons nou mooi kyk, nou sien ons handelsware, maar ons het kontant dit verkoop. En as ons kontant verkoop het, het ons geld ingekry, né? So dis kontant ontvangs die joernaal. En hier ontvang, en dit was vir hier, né? So dit gaan wees KO, ja. Hier betaal ons vir EFO, KBJ. Okay, dan weer betaal ons vir EFO en dis KBJ. Hier het ons handelsware vir kontant verkoop en dis KOJ. En dan het ons ook KBJ hierso, want ons betaal per EFO. Alright, so dit is wat jy heel eers doen wanneer jy by jou joernale oefening doen. Jy klassifiseer wat gaan KOJ toe en wat gaan KBJ toe. Dan gaan jy net almal wat sê nou maar KBJ is gou doen. Jy skiep oor die blaues, né? Nee? Yes, ek sien 'n handjie. Juffrou, ek wil net gou weet, so al die KBJ is betaal en die KWJ is verkoop, né? Nee? Ja, dis 'n ontvangs. Jy verkoop, jy kry nie net geld, jy ontvang nie net geld as jy goed verkoop nie, want partykeer so daar een is 'n huurinkomste daar op die 20ste hierdie ene. Dis byvoorbeeld 'n huurinkomste. Maar dit is alle geld wat jy ontvang kom in die kontant ontvangstjoernaal en alles wat jy betaal gaan in die kontant betalingsjoernaal. Kan jy dis reg, so dankie vir. Okay, en die ander handjie? En wie is die ander mense, hierdie mense? Juffrou, daar's ons vrae in die chat. Okay, ek gaan gou kyk. Flip dit maak op my chat toe. Laat ek sien. Maar ek sien nie waar juffrou dit skryf nie. Kan jy nou sien waar ek dit skryf? Of nie? Donovan? Kan jy sien waar ek skryf? Nou. Of nie? Nee, juffrou, kan nie sien nie, juffrou. Kan jy nie my skerm sien nie? Ek kan juffrou se skerm sien en dan net die nommers so goed, die kontante verkoop en goed wat gehighlight is, maar ek kan nie sien waar juffrou dit inskryf nie. Ek het dit nog nie ingeskryf nie. Ek het nog net gehighlight. Okay, reg juffrou. Okay, ek gaan nou skryf. Right, so nou gaan ek gaan gou eers sommer al die rooies doen. Okay, dan doen ons die kontantbetalingsjoernaal is vir julle nader aan wat julle gewoonlik gedoen het. Okay? So kom ek doen gou vinnig die kontantbetalingsjoernaal klaar. So die eerste transaksie wat ek hier het is op die 10de. Ek gaan nou sommer hierdie joernaal net gou hierdie kant toe skuif. Ek gaan hom net hier langs insit, dan 'n bietjie korter afstand van daar af. So ek gaan nou daar binne skryf en hierso begin ek dan nou met ander woorde met op die 10de. Okay? Almal is in die chat, né? Of almal is ingelaat, niemand is in die lobby nou nie. Alright, so die 10de koophandelsvoorraad van die AB handelaars. Okay, so ek gaan nou hierso op die 10de AB handelaars. En hier gaan ek sê EFO 1. Okay, ek gaan net 'n E voormaak, dit maak nie saak. Juffrou se mic is gemute.
Okay, is julle nou reg? Kan julle my nou weer hoor? Sorry. Goed, so hierso het ek gaan nou sommer net op my papiertjie daar ook kyk tussenin. So hier het ons, dan is 11.300 en dit was vir handelsvoorraad. So daar is 'n kolom vir handelsvoorraad, so ek skryf hom dan nou daarin. Okay. Dan die volgende transaksie wat ons het. So dan kan jy hom gaan tik. Right. Die volgende transaksie is op die 12de, R18.000 van Haman Meubeliers vir toerusting. Okay, dis op die 12de, nou moet ek dit al die info onthou. Okay. So op die 12de Haman, nee, wat is nog sy naam? Okay. Ek gaan nie Juffrou? alles inkry nie, maar dis okay as jy nie as jy daarom so ver skryf, is dit goed genoeg vir my. Juffrou, Mhm. Ja. gaan ons daai ook kry in die toets of gaan ons hom moet teken? Wat bedoel jy teken? Jy gaan hierdie tabelletjie kry. Jy hoef nie hom te trek of iets nie. Dit gaan wees soos wat julle handboeke is. So jy gaan in hierdie tabelletjie invul. So jy kry so een om te voltooi. Okay, nee, dit is reg, so dankie juffrou. Okay. En daar is 'n toerusting kolom, so ek gaan hom sommer net in toerusting skryf. Okay, dis dan nou 'n maklike een. Dan op die 12 of na die 12de is daar die 13de het ons hierso Piper en Key en dis vir skryfbehoeftes R800. Sorry, ek zoom nou maar net bietjie in vir julle. Ek zoom nou uitzoom dat ek met daar diverse toe gaan. Dis op die 13de, Piper en Key. En dit gaan dan die volgende EFO wees. So hulle sal gewoonlik vir jou, hierdie oefening was nou snaaks, want hulle het nie by die eerste transaksie gesê EFO 1 nie. So hulle sal gewoonlik by die eerste EFO transaksie, sal hulle vir jou sê, wat is die nommer, en dan weet jy die volgende nommers volg net daarop. So hierdie was gewees R800, en dit was skryfbehoeftes, so daar is nie 'n skryfbehoeftes kolom nie, so dit gaan dan in die diverse gaan. Met ander woorde hierso skryfbehoeftes. Okay. So dit is eintlik 'n nominale rekening want enige inkomste en uitgawes gaan 'n N hê. Maar ek gaan nie dit in hierdie toets 10/1 merk dat jy 'n N daar moet hê nou nie. Okay? So ons wil net hê julle moet die konsepte verstaan net eers. Goed, so dit was dan nou die 13de gewees. Tik hom. Dan het ons hierso Orna groothandelaars en ons het handelsware gekoop 14.800. So op die 14de gaan die volgende EFO nommer wees en dit is by Orna groot. Sien julle, so skryf moenie net dit self baie kort maak nie, maar beskryf soveel in die blokkie as wat jy kan, sodat ons kan sien wat jy verwys. Sien julle, so hierso skryf jy die persoon by wie jy gekoop het. En dan skryf jy alles in bank en nog in 'n kolom. Sien jy, ek skryf dit in bank en daar in bank of in diverse in bank in toerusting. Sien julle? So jy skryf en jy het geld spandeer en dan daarna skryf jy dit in waar het jy die geld spandeer op? Ja. Juffrou, ek wil net gou weet, die besonderhede daar waar jy koop. Sê nou hulle sê nie die naam nie, maar dan wat moet jy dan daar skryf? So 'n voorbeeld waar hulle nie die naam gee nie, is soos byvoorbeeld by die 17de waar jy trek kontant verlone, dan skryf jy daar kontant. Maar meeste van die tyd sal hulle vir jou die naam gee, tensy jy kontant fisies self trek. So hierso het ons die 15de, dis die stadsraad, sien jy, so dis wie ons betaal het. Vir handelslisensie, en dit is dan nou daar 15de, EFO 5, en dit was op die stadsraad. En dit was 1300. En daar is nie 'n handelslisensie kolommetjie nie, so jy gaan hê 1300. Julle toets sal net nie so baie transaksies hê nie. Ek doen nou net 'n klompie sodat julle actually 'n voller
2 joernale kan sien hoe hy sal lyk. So julle het dalk sê nou maar 4 transaksies in jou KOJ en 4 transaksies in jou KBJ. Of 3 en 4 of iets soos dit. So onthou want ons het limited punte wat ons vir julle kan vra. So maar ja, hy gaan dalk net nie so vol wees nie, maar ek hersien mos nou verskillende tipe transaksies nie. So dit was dan die 15de, die 16de AZ drukkers, daar's 2 transaksies hierso. AZ drukkers vir advertensies. So dan dink jy AZ drukkers. En daar was wees R3,600. Die 16de gaan wees EFO 006. En daar is advertensies, so dit gaan in diverse gaan. Advertensies. Okay. Daar's nog 'n transaksie, Juffrou? ekskuus vir my. Yes. Juffrou, waarvoor staan die N by die folio daar naby Daai besonderhede N wat daar ek by die inskryf, dit staan vir N staan vir nominale afdeling. Onthou julle toe julle altyd proefbalans gedoen het julle boonste deeltjie gehad en dan daar so klompie name gewees en dan is daar onderste helfte wat 'n klompie name gehad het. Die onderste helfte is alles inkomste en uitgawes. En dit sê vir ons eintlik in watse finansiële state dit gaan wees. So inkomste en uitgawes kom in die inkomste staat en dis nominale rekeninge. Balansstaatrekening is waarvoor die B staan. So moenie jou kop breek nou om dit nou in die toets te sit nie. Dit is nou net habit. Ek is maar net volledig om dit te doen, maar ek gaan nie vir jou verkeerd merk as jy die N uitgelos het of die B uitgelos het in hierdie toets dan nou nie. Okay. Right, so hier so dit is nie verplig om dit in te skryf nie. Nee. Dis nie, dis soos wat dit nie verplig is om die E te skryf daarvoor die nommer wat ek skryf nie. Ek kan nie die nommer merk van die brondokument, byvoorbeeld. Dankie. Okay. Okay, so 2 kasregisters, AIBIN beperk. Hierso sê hulle is R350 stuk. Met ander woorde, of elk, kan jy sê. So dit is R350 maal 2 kasregisters, gee vir jou R700. Okay. So, hierso het ons by AIBIN beperk. En die is E007, dit is R700 en dit was toerusting en daar is 'n klomp vir hom, so ek gaan dit aangooi. Okay, dan op die 17de het ons lone, R2,500 en lone, enige kontant transaksie, gaan sê hulle mos is bankstaat. En hier gaan ek met lone, asseblief julle. Maak nou 'n knop in jou oor. Kontant hier. Nou is my pennetjie pap, gee my 2 sekondes. So jy gaan altyd met lone, gaan jy sit kontant in besonderhede en dan gaan skryf jy dit in die lone kolom of as daar nie 'n lone kolom is nie, dan skryf jy die lone in die diverse. So hier gaan ek sê kontant R2,500 en dan R2,500 want daar is nie nou 'n kolom vir lone nie. Ja. Goed, dan het ons die ek kraaitjie goed. Okay. Dan het ons nog 'n transaksie hier. sien julle ek skiep nou verby die blou. Ek gaan nou daai enetjie doen. Afleweringsvoertuig van 26.800 van Fox Motors en ek betaal per EFO. So Fox Motors. Hier gaan ek nou sê en dit is op die 18de. En ek betaal per EFO, nou gaan ek aan 008. En dit was gewees 26.800. En daai is dan voertuie en daar is nie 'n voertuie kolom nie. So ek gaan dit in diverse skryf voertuie. En voertuie is 'n balansstaat afdeling. Juffrou, Okay. Yes. daar is 'n boodskap vir juffrou.
Juffrou, hoekom is daar altyd meer KB? Ek weet nie. Ek dink want hulle kan vinniger voltransaksies maak. Ek weet nie hoekom sit hulle so baie KB transaksies nie. Ek het nou net 'n klompie dat ek verskillende goeders. Ons betaal dus meer, laat ek dit amper sê, daar's meer verskillende goed wat ons as 'n besigheid op geld spandeer en minder goeders wat ons minder verskillende goed wat ons vir geld ontvang. So ons ontvang vir huur en ons ontvang vir kommissie dalk en vir verkope en dienslewering. Maar daar is 10, 20 goeders wat ons op geld kan spandeer en ek het nou byvoorbeeld meer KBE transaksies ingesit vir jou om soveel as moontlik van daai verskillende uitgawes vir jou te kan wys. Maar daar's nie soveel verskillendes vir die KBE nie. Okay. Alright, so dis nou maar net vir voorbeelddoeleindes dat ek myself cover, dat ek alles doen met julle. Goed, op die 25ste is hierso versekeringspremie by SS Versekeraars. So hierdie gaan dan wees op die 25ste. Gaan volgende EFO nommer wees 009 SS Versekeraars. Sien, ek kom nie uit nie, maar ek het daarom daar so ver geskryf. So ek net hier gaan kyk. SS Versekeraars, sy okay, 25.300 rand en daar is nie 'n versekering kolom nie, so hy gaan diverse rekeninge. En ek sê versekering. Is uitgawe. En dan het ek hierso op die 28ste het ek 'n stadsraad vir water en elektrisiteit hierso. Het ons R750. Okay. En ek gaan dit gou inskryf. 28ste volgende EFO nommer en dit was stadsraad. R750 en dit gaan R750 in die diverse wees. Hallo juffrou. Hallo Boeta. Hoe gaan dit juffrou? Goed, dankie. Lekker juffrou. Okay. Ja, beste. Ja. Voel ons is 'n regte klas. Okay. Alright. Goed, water en elektrisiteit. Goed. En dan is daar nog een transaksie gewees. En dit is hierso op die 30ste, dis 'n salaris. En dit was aan R Rise vir R2.850. En dit is op die 30ste R Rise R2.850. Dit gaan wees EFO 011 R2.850 en dit is dan nou salarisse wat ook uitgawe is. Nou gaan jy ek gaan nou die totale net sommer vir ons neerskryf. Ek gaan dit nie nou optel nie. Dis wat ek nou die dag ek het nou gou vinnig voor die tyd hierdie uitgewerk. Ek kan nie vroeër nie. Okay, ek gaan weer die totale neerskryf. Ek het sê, yes. Is die B ook verpligting? Nee, dis ook nie, soos die N. Ek gaan nie nou punte aftrek as jy dit nie skryf nie. Maar dis balans tot, want hulle is bates gewees. Okay, dankie. Ja. Dan net die totale hier vir julle inskryf. 39900. Alright. Okay. Nou kom ek by die ek gaan nou sommer die KO hierdie kan sit. Alright. So, my eerste transaksie in die KO is J Jonker. Okay. So, dit was 135.000 en weer eens, hulle het gesê deponeer en dit beteken dan gooi hom direk, skiep ontleding van ontvangs. Dit is direk in die bankrekening in. So, dit was op die eerste J Jonker, dit is die eienaar se naam. Okay. Juffrou, daar is 'n boodskap vir juffrou in die chat.
Gaan nou Asseblief. check. Gesien. Chat. Och, nou moet ek weer die chat toe. Juffrou, is ons verplig om die E langs aan die kolom te skryf? Nee, jy hoef nie dit te doen nie. Ek skryf net, want dan weet ek is 'n EFO. So ons merk letterlik net die brondokumentnommer en jy hoef ook nie die N en die B te skryf in die folio kolom daar by die versie nie. Ek skryf dit net uit breedvoerigheid en volledigheid, want dit moet eintlik daar wees, maar ons merk dit nie nou met julle nie. So ja, maar dat julle begin gewoond raak. Nader dan het jy al soveel keer gesien dat daar B en 'n N is daar, dat dit begin al insink. Okay. So dis net nominale rekening, is alles wat inkomste en uitgawes is, en die ander goeders is B's. Okay. Maar die E's hoef jy ook nie in te skryf nou nie. Dis hoekom jy ook gevra het van die folio. Okay. Goed. Right, ek gaan aan hier op die eerste. En die eerste transaksie het hulle vir jou gesê, dis direk in die bankstaat en betaal, so ons maak dit sommer bankstaat. Tensy, jy maak iets wat direk in die bank in vir ons betaal is, maak jy ook die brondokument bankstaat, behalwe as hulle vir jou nou daar sou gesê het, en ons het 'n kwitansie aan jou jonker uitgereik. As hulle kwitansie uitgereik het, gebruik die kwitansie, want anders gaan ons nommers nie oplaai nie. Maar as hulle niks sê van 'n kwitansie nie, en hulle direk in die bank kan betaal, dan skryf jy BS vir bankstaat. Weet jy, Juffrou, daar's hande wat gelig is. Okay, kom ons check gou. Oompie, ja. Juffrou, ek loop gou, ek so 5 minute van die huis af, maar ek luister. Okay, ek's bly. Sharp. Hou net aan luister. Okay, hierso skiep ons nou ontleding van ons vangste en ons skryf 135.000 was die kapitaal gewees. En ek het dit nou nie hier ingeskryf nie, sien julle? Okay, so jy skiep hom. Nou skryf ek hom daarso in diverse rekeninge, want dit is kapitaal. En ek skryf nie hier, ek beloof vir julle, ons gaan letterlik nie vir jou punte gee. As jy hier geskryf het, kapitaal bydra, dan gaan ek nie vir jou punt gee nie. Dit moet net kapitaal wees. Want die T-rekening se naam is nie kapitaal bydra nie, dit is net kapitaal. Okay. Goed. Net gou hier. Alright. Is almal nou in admit al. Goed. So hierso het ons, en daai is 'n ek sê weer moenie 'n kop breek daaroor nie. Goed, hierso het ons die 8ste is die volgende transaksie. Oeps, ek moet net aan die ander kant toe gaan. Hierso het ons nou 'n kontant verkoop, en nou moet julle mooi oplet, want hierdie is die deel wat nie is hierdie jaar, okay? So hierso het ons nou kapitaal, kontant verkope volgens die kasregisterrol. Hulle gee hier vir ons die verkoopsprys. Dis die verkoopsprys, en hier gee hulle vir ons die kosprys, okay? So ons hoef hom nie nou te bereken nie. R6.900 en 5520, okay. So met kontant verkope skryf ek hier verkope, okay. Dis kasregisterrol, so ek skryf hier KRR, vir kasregisterrol, okay. Dit was, nou kan ek nie, ek het short memory los. Okay, R6.900 en ek gaan 6.900 skryf in verkope, en dan gaan ek hierso dan nou, ek skryf gewoonlik in pers my koste van verkope, en dit was gewees 5.520 is my koste van verkope. Jy sal sien ek het nou nie aan bank geskryf nie, want die hele tyd sê ons vir julle, die hele doel van hierdie kolom is dat jy aan die einde van die dag optel en net een keer gaan bank. Want Pick n Pay gaan bank nie tussen elke brood wat hulle verkoop, gaan daar geldjie nie. Aan die einde van die dag cash hulle op en dan gaan bank hulle dit. So, vir die mense wat nou nie by my klas kry nie, wat dalk het nie so al gehoor het nie, ek gaan byvoorbeeld nou, hierso het hulle net weer gesê die eienaar het sy kapitaal verhoog. Die vorige keer het ons gesien die eienaar is J. Jonker, en hy het by die kassier inbetaal, so dit gaan wees kwitansie 1. Okay? En dit is dan hier R6.000. Nou in die einde, dit is my laaste transaksie op die dag.
dan sê ek altyd, okay, right, nou die Susanna, die tannie wat die geld tel, het nou alles som opgetel en nou once gaan ons dit in die bankrekening sit. Okay? En dit was gewees R6,000 weer vir kapitaal. Goed, so hierso het ek dan nou, die rede vir dit is, want op die 8ste, nee, hier is nou op die 8ste, op die bankstaat, as ek hier gecash up het en ek het dit gaan betaal, op die bankstaat gaan daar R12,900 op die bankstaat nou staan. So met ander woorde, as ek die bankstaat aan die einde van die maand gaan check, gaan ek op die eerste daai inbetaling direk in die bank sien, ek gaan hom kan tik en ek kan hom tik op die bankstaat. En dan kan ek nou R12,900 gaan tik op die bankstaat en ek kan hom gaan tik hierso op my bank se kolom. Maar as ek hier geskryf het 6,900 en 6,000, ek sou nie 'n 6,900 en 'n 6,000 gesien het op my bankstaat nie. Want hoekom? Ek het daai twee goed saamgetel en in regte waarheid het ek geloop en dit once gaan bank. So nou moet ek die once bankbedrag daar hê sodat ek aan die einde van die maand my bankstaat kan kontroleer. Sien, dis die punt van hierdie kolom. En dis hoekom ek nie 35,000 of 135,000 daar ingeskryf het nie, want 135,000 het ek dan nou, dan met ander woorde, daarso direk in bank geskryf. Maar ja, Fransja, vra vir Dada, Lieben. Vra vir Dada, om op die groepe te kyk, toch? Okay, goed. Dan is ons volgende transaksie, want nou loop ek weer verkeerde kant toe. Okay. So dit was 2 transaksies gewees op een dag. gegaan. Okay, nee, is reg. Right. Hierso het ons right, so daai 3 is nou klaar gedoen. Goed. Dan het ek hierso op die 18de, net my joernaal afskryf. Hier op die 18de het ek as ek kan gaan weg, miskien. Nee, hier op die 18 het ek kontant verkope R7,750 wat hulle vir my gee en my koste van verkoop het hulle ook vir my gegee, so ek hoef hom weer nie te bereken het nie. Okay, ek gaan nou enetjie doen waar ek die koste van verkoop moet bereken. Daar is dan 7,750. En is op die 18de en met verkope, kontant verkope, sê ek hier verkope. As jy hier per ongeluk skryf kontant verkope, is dit fyn, moet net kontant daar skryf, want dan kry jy nie op punt nie. En dis kasregisterrol, en dit was vir verkope. En die koste van verkope daar was gewees 6,200. Okay. Dan het ek hierso, weer 'n kontant verkope, en hulle gee vir my koste van verkope daar. 6,720. So ek het hier Juffrou daar staan gelig. Okay, ek gaan nou 2 sekondes. Donas, ja, praat gaga. Sorry vir ek kon nie sien nie, maar dit het nou gewerk, juffrou. Okay, goed, nee, dan is ek bly. Is reg? Okay, so daarso was handelsware kontant verkoop en dit was met ander woorde kasregisterrol en is die 20ste en 8400 en dit is dan in verkope 8. Ek sien ek het op die 18de nou nie daarin geskryf nie, ekskuus, ek gaan nou vir julle daai gou inskryf. Yes, op die 18de was daar die enigste transaksie van die dag toe gewees wat KOJ was. Ja, die ander transaksie wat op die 18de was 'n KBJ transaksie. So toe het ons aan die einde van die dag hier dit geboek, gesê 7750. Goed, maar hier op die 20ste is die 2 KOJ transaksies. So die volgende transaksie is van AB apteek. En dit is dan vir hier. Nou hier is 'n ander inkomste as verkope, so dit gaan nie deur die til gaan nie. Ons gaan 10 teen 1 vir hulle kwitansie uitskryf, kwitansie nommer 2, en dit was vir R4,000 sê hier. Yes.
Daar is 'n boodskap vir juffrou in die chat. Ek verstaan nie die sê bedoel jy KRR nie? Is dit wat jy bedoel? Ek het nou gesien, ek verstaan nie die IKR nie, ek neem aan dit bedoel eintlik die KRR. Ek het dit sien. Okay. Okay. Is dit omdat dit direk in die bank gestuur of betaal was? Ek verstaan nie. Ek is nie seker wat julle bedoel nie. Ek bedoel die KRR. Want daar staan IKR. Juffrou, ek hoor hy verstaan nie lekker nie, maar hierso sê dit daai. Oompie, praat gou. Juffrou, daai ander goed verstaan ek nie lekker nie, juffrou. Wat verstaan jy nie? Daai van die KRR. van die tand. Hoor, die ontleding van ontvangstes, ja, so as hy direk in die bank inbetaal word, dan gaan jy nie dit in ontleding van ontvangstes sit nie, want die ontleding van ontvangstes is vir die geld wat hulle gaan moet opcash, en dan by die bank gaan inbetaal. So aan die einde van die dag, dan tel hulle al die geld wat hulle het, en hulle gaan betaal dit in die bank in. Okay? Maar as iets direk in die bank inbetaal is, dan gaan jy dit mos nou nie optel nie, en dan gaan hy direk in die bank inbetaal. So, jy gaan nie dit in ontleding van ontvangstes wat ons cash up kolom is, gaan inskryf nie. So, jy skiep hom sommer daar. Want die hele doel van die ontleding van ontvangstes is, sodat jy alles wat binne een dag gebeur is, kan saamtel. Maar as jy dit nie eers, as jy dit nooit gaan moes optel het nie, dan gaan jy, dit sin ons. Maar juffrou, hoe weet ons? Laat ek het gou weer sien daar. Ja, dankie, juffrou. Okay. Ek gaan gou check in die chat. Juffrou, Ja, ek sien is nog het iemand. ook, ja. Okay, dis nie die papiere wat ekstra notas is wat ons uitgeprint het nie. Daai kan julle gebruik om te oefen. Is ook 'n baie goeie oefening, maar daar het julle die memorandum. So julle kan daai self gaan oefen. Hierdie is die papiere wat saam met die meeting link gekom het. Jy kan dit gaan Juffrou? uitprint en dit gaan oefen na die oefening. Yes. Is jy daar? Okay. Alright. Goed, ek gaan nou hierso net gou verder skryf. Die was nou, ja, hierdie transaksie was so geïnterrupt. Okay, dis okay. Hierso het ons R4000 en dit was vir huur gewees. En jy skryf nooit net hier nie. Jy skryf hier inkomste. Ja. Juffrou, daai papiere wat juffrou hulle vir ons vanoggend uitgedeel het, is dit die goed wat ook in die toets gaan wees? Ja, daai is 'n hersiening, daai is 'n hersieningsoefening wat jy self dan nou ook kan gaan oefen. So daai is 'n baie goeie oefening. En daar is die memo ook saam aangeheg. So jy kan jouself gaan toets en wat jy nie verstaan het nie of wat jy nie reg kry nie, dan WhatsApp jy juffrou en jy vra. Okay, reg. So juffrou, en juffrou, hierdie recording wat juffrou neem, gaan juffrou dit op alle groepe stuur of Ja, net ek op gaan hierdie op my channel sit as 'n live klas en dan gaan ek daai link, sodra ek dit op my channel gelaai het, gaan ek dit vir julle dan nou share, dat julle dit kan gaan kyk die mense wat, so jy gaan dit weer ook kan gaan kyk, die hele wat jy wil weer sien, maar dan gaan ek dit vir julle share na die tyd. Okay. Juffrou? Yes? Okay, nee, dankie juffrou. Hoe weet jy as 'n bedrag direk in die bank inbetaal is? Hulle sal vir jou sê, die keywords wat jy voor kyk is, hulle sal sê, dit is direk in die bankrekening inbetaal. Okay, dan skryf jy hom direk net in bank. Of as hulle daai woord partykeer gebruik, hierso het hulle nou gesê, J. Jonker, deponeer in die bankrekening in. Okay. Ja, dankie juffrou. So dit is, kyk maar net so, as hulle sê of direk in die bank of deponeer in die bank. Juffrou en Hendrik
Edric het vir juffrou iets gestuur op die chat. Okay. Moet check gou hier. Juffrou, sal juffrou dalk herhaal die kostes van verkope asseblief? Ek het nog nie nou iets gesê vir die koste van verkope nie. Die laaste transaksie met die koste van verkope bereken. Sal dit okay wees, Edric, as ek dit so saam dan weer sê? As jy dan weer nie verstaan nog nie, dan sê jy vir my. Okay. Juffrou, ek het 'n vraag net. Gaan verduidelik hoe die saldo's uitgewerk word. Die saldo's, die T-rekening se saldo's. Ja, juffrou. Ja, ek gaan dit hierna doen. As ek net hierdie een transaksie nog kan doen, dan gaan ek definitief vir julle gou die bankrekening doen. As ek die tyd so kyk, gaan ons 'n klein tydsoekie oorgaan. Ek is so sorry. Maar ek wil net dan daarna gaan ek die EBL met julle doen. Okay. Goed. Ek gaan nou hierso Okay. Goed, ek hierdie totale nee, nou maak ek klaar in my lewe. Ek is sorry. Dis dan al die vragies toe verloor ek my kop. Okay, ekskuus. Wat daai transaksie. Ons het nog enetjie oor. Hierso, ons het nou altyd daai transaksies gedoen. Nou het ons nog hierdie enetjie op die 30ste oor. Handelsware verkoop teen R3000. En hierdie is dan met ander woorde die verkoopsprys. Goed? En hulle sê vir ons die winsopslag is 25%. So nou, om jou kosprys te bereken, is altyd jou verkoopsprys gemaal met 100 op 100 plus jou winspersentasie. En in hierdie geval, wat is my winspersentasie? My winspersentasie is 25. So as ek hierso nou gaan en ek haal daai uit en ek sê 100 plus 25, dan gaan dit wees maal 100 op 125. Sorry, ek wil dit net 'n bietjie opskryf. En die verkoopsprys is R3000. Okay? So jy gaan altyd sê 100 bo, want ek soek die een sonder die wins. Ek wil die kosprys gaan bereken. Niemand het hier vir jou gesê, "Ag, onthou die kosprys moet ek bereken nie." Jy moet weet, as jy verkoopsprys inskryf, dan moet daar iets in kosprys staan. So dis wat ek dan nou gaan skryf in koste van verkope en daai werk uit, so ek het dit uitgewerk iewers. Dit is 2400, ja, R2400. In koste van verkope. Goed. So hierso het ons dan nou so die laaste transaksie was dan nou met ander woorde op die 30ste gewees. Dit was verkope gewees. En hierso het ons dan kasregisterrol. Dit was 'n bedrag van R3000. Nou het ek weer nie daai bank ingesit nie, ek sal nou daai bank in gaan skryf. Daarso is verkope R3000 en ons het hierdie ene gaan bereken R2400. En dit was die laaste transaksie vir die dagtaal, so dit gaan wees R3000 in die bank en daai transaksie was die laaste transaksie vir die dagtaal, so daarso het jy R12400 in die bank. Okay. So die rede hoekom daai nie match nie is van daai toe saam is 12.400. Okay, ek gaan nou gou die kolomme optel. Jy tel nooit die ontleding van ontvangste op. So trek sommer daar vir jou 'n kruis. Gaan juffrou môre aangaan met die live ook of is dit net vir vandag? Nee, ek gaan nou moet klaarmaak met die live. So ek gaan net 'n klein bietjie oor tyd gaan. En dan gaan ek goed, dan gaan ek klaarmaak vanaand dat dit in een video is. Goed,
Dan het Kan ons hierdie hierso bedrag gevra. 26050. Hierdie bedrag was 20840 en daai een is 139000. Right. Dit was die totale. Nou gaan ek die T-rekening doen. Ek gaan hierdie kolommetjie net gou skuif vir my daai kant toe. En ek gaan nommer C doen, want nommer C het hulle vir jou gevra om die bankrekening te gaan doen. Maar hulle het iets vir jou nog by C gesê, of hulle het vir jou nog ietsie gesê wat van toepassing is. Hulle het gesê die saldo's soos op 1 April is 7510. Yes. Alright. Juffrou? Ja. Juffrou het nou onder, ek dink is die KOJ of die KBJ gewees, die formule geskryf van die koste van verkope. Kan juffrou net dalk Weer na terug dit gaan toe sien. gaan, juffrou? Asseblief, juffrou. Dankie, juffrou. Ja, so dit is 100 op 100 plus jou winspersentasie. So as dit 60% was, sou dit 100 op 160 wees. As dit 100% wins is, dan sal dit wees 100 op 200. As dit 80 is, 100 op 180, maal jou verkoopsprys. Okay. Het julle hierdie? Okay. Okay, so die saldo wat hulle vir ons gee is R7510. Dis jou saldo afgebring op die 1 April. Hulle het dit vir ons gegee. Nie aan die joernale nie, bo die joernale. Ek gaan nou weer vir julle wys waar dit was. Jy begin aan die debietkant van bank met daardie. 1 April, sien? So daar is my saldo, R510. Okay? Goed. Nou gaan ek het vir my kinders geleer, dat die debietkant van bank is jou betaalkant. Ag, nou praat ek Polly. Ekskuus. Die debietkant van bank is jou ontvangste kant. En die kredietkant is jou betaalkant. So, dis hoekom die kolom totaal van die KOJ aan die debietkant gaan wees en die kolom totaal van die KBJ gaan aan die kredietkant wees. Want albei van hulle het 'n bankkolom. So dit moet na hierdie bankrekening toe oorgeboek word. Okay? Sien daar's die KBJ se kolom totaal en hierso is die KOJ se kolom totaal van bank. Goed. So ek gaan dit nou so gaan inskryf. Aan die debietkant gaan daar dan hierso staan op die 30ste. Totale ontvangstes. En aan die kredietkant gaan staan totale betalings. En hierdie gaan wees die KOJ se kolom totaal. Daar is 30 April. Want dit is die laaste dag van die maand. So, hierdie gaan dan wees 84700. Hierdie gaan wees 171050. Okay? Hierso het ons dan. Nou vra jy vir jouself op. My stappies vir die saldering is soos volg. Los 'n lyntjie regdeur oop. Met ander woorde, hierdie hele lyntjie los jy oop. Okay? Okay? Hierdie hele lyntjie los jy oop. Okay? Dan het ons hierso dan maak jy 'n treinspoortjie. Nou, ek sê treinspoortjie is hierdie bo en onder lyntjie. Okay? Goed. Nou gaan kyk ek. Ek gaan tel hierdie kant op en ek gaan tel daai kant met homself op. Wat is groter? Hierdie getal gaan groter wees
as daardie getal. Net gou kyk. Sodat ek het klaar die totaal geskryf. Goed, so met ander woorde, hierdie kant tel op 178,560 en hierdie kant is 84,000, so wat's groter? Hierdie kant. Nou die grootste bedrag kom in elke treinspoortjie. Ek sê altyd hy is die baas van die trein. Okay, so wat het ek gedoen? Ek het 'n lyntjie oopgelos. Toe maak ek in die bedragkolommetjie 'n treinspoortjie. Toe tel ek hierdie kant op en ek tel daai kant op en ek kyk wat's grootste. Die grootste een gaan regdeur in al twee treintjies, hy is die baas van die trein. Hierdie plus daai het vir my dit gegee. So wat jy doen as jy saldo doen is, jy gaan kyk wat se kant is groter en met hoeveel. Nou as hierdie kant tot dit optel en ek moet nou gaan bepaal hoeveel moet ek by hierdie kant gaan tel om net even te wees met daai kant. So as ek hierdie kant goed gaan moet bytel om net evens te wees met hierdie kant se totaal, dan weet ek die hoeveelheid wat ek hierdie kant gaan moet bytel om even te wees, is die kant meer mee gewees. Okay, so wat jy doen in hierdie missing bedrag te kry, is jy vat hierdie totaal trek af die 84,700 en dit gee dan vir jou saldo oorgebring. Okay, en dit is dan 93860. Dan teenoorgestelde kant onder die treinspoortjie 93860 afgebring saldo op die eerste van die volgende maand wat in hierdie geval Mei is. Het julle dit? Ja, so wat het ons gedoen? Lyntjie oopgelos, treinspoortjie. Tel hierdie kant op, tel daai kant op. Wat's grootste? Die grootste een gaan in die trein, hy is die baas van die trein. Dan sê ek hierdie tel op, dis reg. Maar hier kort 'n missing bedrag, want hierdie bedrag is wat hierdie kant meer as hierdie kant was, want ek moes dit bytel om net evens te wees. Okay? En dan het jy daai bedragie minus daai, gee vir jou my saldo oorgebring en daar's ons saldo afgebring. Okay, daar's 'n videoetjie waar ek 2 voorbeeldjies van hierdie doen. Daar het altyd 'n liedjie op gewees, maar ek moes die liedjie remove want dit amper my YouTube channel laat stop met in general my YouTube channel gecancel omdat ek 'n copyrighted liedjie per ongeluk gebruik het. So ek het die liedjie afgehaal, maar die video is nog steeds daar waar ek dit verduidelik. So dit is 2 minute, ook 2 voorbeeldjies doen. Onthou net in die toets om daai saldo te gaan inskryf, want hy tel ook 'n punt. Okay. Goed. Maak seker dat jy dit nie omdraai nie. Dis ek sê altyd dis die crappy betaalkant. En nou is die ontvangste kant. Okay. Goed, so dit is daai. Ek weet ek is nou al oor 6, maar ek wil baie graag gou hierdie EBL gou met julle doen. Ek is sorry, die mense wat, as jy op 'n punt kom wat jy moet gaan, dan is jy welkom om te gaan, dan kan jy net die res van dit nou maar kyk aanlyn iewerste. Wanneer daai die 8ste, die 12de, 13de, 16de en die 20ste. Okay, ek wil net gou vinnig daai's gaan haal. Juffrou, Ja, tot hoe laat is hierdie sessie? hierdie sessie is nou amper klaar. Ek moet net gou vinnig die EBL doen, so ons hardloop so dit sulkie laat. Bedank Maar juffrou. sorry, ek het dit se einde van 'n stad, dit gaan amper klaar wees. Ek wil net gou daai groep. Ek het ook nou daai transaksies uitgehaal wat hulle gevra het ons moet in die EBL doen. Okay. Goed, so op die eerste was dit gewees, ek wil net gou vinnig praat hierso by die EBL. Okay. Ek het vir my klasse gesê,
op hierdie punt in graad 9, het jy nog niks laste gedoen nie. Die enigste laste wat daar is, wat jy in hierdie jaar gaan doen, is krediteure, en dis eers in kwartaal 3. So, jy kan amper gaan in die toets, en jy kan laste vir jouself gaan doodtrek so. Want jy gaan niks daar inskryf nie. 100% gaan jy punte verloor as jy enigiets in laste skryf, want ons het nog nie laste gedoen nie. Ja? Die ander ding wat ek wou gesê het is, hierso gaan jy die naam van die rekening wat jy gedebit het in die teerrekening en die rekening wat gekrediet word in die teerrekening in gaan skryf. Okay? Nou, wanneer dit kom hierso by, as daar 'n bedragkolom is, dan gaan hier in hierdie 3 kolommetjies net 'n teken wees, 'n plus of 'n minus, né? Maar as jy nie 'n bedragkolom het nie, dan sou daai bedrag hier by hierdie by daai tekentjie gaan in daai kolom, okay? So jy moet maar kyk of is daar 'n bedragkolom of nie. Maar nou het ek ook vir my klasse gesê, enige uitgawe gaan altyd wees minus. Ek gaan nou vir julle wys hoekom. Okay? Dit gaan nooit, as jy nou wil raai in die toets, en jy gaan sê plus min, nou skryf ek het verkeerd, plus min of min plus, omdat jy net een van elkeen wou geskryf het, want dan voel jy cover jou basis, jy gaan punte verloor, want jy kry 1 punt as al 2 reg is. So, dit gaan nooit wees plus min of min plus tussen bates en eienaarsbelang nie. Dit gaan altyd wees minus minus of plus plus, want hulle is in 2 verskillende kante van die rekenkundige vergelyking. Okay? Wat jy nie nou hoef te verstaan nie, maar weet nie. Juffrou, daar's boodskappe vir juffrou. Ek gaan nou kyk. Ek moet net gou hierdie gedagte klaar maak, ek gaan check. Goed, so jy gaan nooit daar nie. Maar die enigste tyd wanneer jy wel 'n min plus gaan hê, is wanneer jy 'n bate aankoop. So daai is hoe 'n uitgawe lyk, hierdie is hoe 'n inkomste gaan lyk, en hierdie is hoe dit lyk as jy 'n bate aangekoop het. Want dan jy minder geld, maar jy het meer, nou sien ek hierdie volgorde is verkeerd. Ekskuus. So, dit gaan so lyk, want jy het minder geld wat 'n bate is, maar jy het nou meer handelsvoorraad, of jy het minder geld, maar jy het nou meer toerusting. Okay? Goed. Wie hierdie doen? Okay. Goed, so kom ons gaan nou na die transaksies toe, as ons dit nou in gedagte hou. Jy is welkom om die stappies te doen, soos wat julle dit in die boek gedoen het, en as dit vir jou werk, waarom mens doen het. Dit vat vir my te lank, en dit is nou maar net my persoonlike preference. So ek dink van bank af. Ek dink van hier af. Want as ek weet wat met bank moet gebeur, dan weet ek die teenoorgestelde moet met die ander rekening gebeur. Ek sê altyd, die is maar, nee, dan skryf ek nie reg nie. Ontvangste en betalings. Okay? En hierdie is krediet en hierdie is debitkant. Okay? So as ek byvoorbeeld geld ontvang vir kapitaal. Onthou, ek is nie besig om die eienaar se boeke te doen nie, as die eienaarskapitaal betaal het nie. Ek is besig om die besigheid se boeke te doen. So as ons geld, as die eienaarskapitaal gee, het ons geld in ons KOJ ontvang, en dit gaan veroorsaak dat kapitaal Daar's handgelig, juffrou. gekrediet word. Okay, is daar 'n hand? Wie wil vra ietsie? Juffrou, daar's kinders wat sê hulle moet gegaan het. Nee, dis 100%. As hulle moet gaan, is dit reg. Ek het ons gesê, dan kan hulle die res van dit nou maar net gekyk op die video self. Right. So hierso het ek dan nou hierso, aan die debitkant, is die ontvangste kant, en dan krediet word, dan betaal ek, dan gaan ek, omdat ek hier gedebit het, moet die ander rekening, wat dan in hierdie geval kapitaal is, gekrediet word. Dis byvoorbeeld, wat met die eerste transaksie gebeur het, was 135.000, so ek het hierso, gehad op die eerste, die rekening wat ek gedebit het, is bank, want ek het dit ontvang in die debitkant van bank, en ek het kapitaal gaan krediet. Die bedrag was 135.000,
En dit is 'n inkomste in my rekening. Dit was in die KWE geskryf, so dit gaan wees plus. Ja. Jy kry in die toets 'n punt as al twee daai rekeninge reg is en 'n punt as al twee jou tekens reg is. Sien julle? So as jy gaan plus min raai, dan gaan jy verkeerd wees, 100%. Okay. Goed, so die volgende transaksie was gewees kontant verkope volgens die kasregisterrol. Juffrou, Yes. kan juffrou daai kaart wel daai ander ding wat juffrou altyd sê, wat die shortcut van die goed soos die ELB, DT en KT die plus en die minus altyd vir ons wys miskien asseblief. Wat bedoel jy shortcuts? Daai praat jy van daai boekie wat sê bel en dan die plus min 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 plus plus, daai. Ja, Praat jy juffrou. van hierdie? Ja, juffrou. Dit? Ja, Is juffrou. dit wat jy van praat? Ja, juffrou. Okay. Is reg? So daai is waar bates meer en minder word. So hierso maak dit sin want my geld het nou meer geword in my bank en is 'n bate en kapitaal is 'n eienaarsbelang en dit het ook meer geword sy kapitaal. Okay. Goed, so hierso het ons die kontant verkope volgens die kasregisterrol. Nou hierdie een is nuut vir julle hierdie jaar. Okay? So met ander woorde, hulle het hierso het ons twee transaksies, een vir die verkoopprys en een vir die kosprys. So hierso het ons R4,900. Hy sal so lyk. Dit was die 8ste. Dis die 8ste. Ek het toe ek die goed verkoop het die eerste keer. Toe het ek die geld ontvang aan die debietkant van bank. Met ander woorde, die ander rekening wat ek gehad het, naamlik verkope, moet dan gekrediet word. Ek het bank gedebiet en ek het verkope gekrediet. So dis met my verkoopsprys, né? Ek gaan nou vir julle wys die ander enetjie. So, dit gaan dan wees 6,900. Ek het bank gedebiet en ek het verkope gaan krediet. En dit was 6,900 en dis 'n inkomste, so dit gaan wees plus. Okay. Maar nou, daar's 'n A-B transaksie, so dit was die A-transaksie, en dan het ons 'n B-transaksie, 8B. Okay? Wat niemand jou nou van gesê het nie, maar jy moet weet, as ons verkope het, dan het ons koste van verkope. Goed, nou in die oorboeking van die handelsvoorraad, wat gewoonlik gebeur het, my klasse weet, ek verduidelik het so, ek maak julle nou die mekaar nie, handelsvoorraad aan die H-kant van handelsvoorraad, dan teken ek 'n dakkie. Nou die goeders wat nou verkoop het, ek wil amper sê hierdie dakkie en hierdie kant verteenwoordig my winkel, okay? En alles wat daar binne is. Die goeders wat verkoop is nou net, is nie meer in my winkel nie. So met ander woorde, ek gaan daardie bedrag van 5 buite my dakkie gaan skryf. Aan die H-kant van handelsvoorraad maak my dakkie, dis my winkel. Daai goed is buite my winkel nou. So ek gaan handelsvoorraad krediet en ek gaan koste van verkope gaan debiet met daardie bedrag. So dis hoekom my T-rekening soos volg gaan lyk, my EBL, ek gaan hê debiet koste van verkope, krediet handelsvoorraad. Met 5,520.
En daai is 'n uitgawe. My bates is minder en koste van verkoop is 'n uitgawe. So jy kan, as jy wil, hierdie transaksie so gaan leer, want dit is wat nuut is hierdie jaar. So you are most likely gonna get something like that. Saam met ander transaksies ook, wat jy al kon doen van laas jaar af. Okay, so debitbank, kredietverkope met die verkoopsprys en debitkoste van verkope, krediethandelsvoorraad met die koste van kosprys en dit is minus. Okay. Okay. Dan het ons die eienaar verhoog weer sy kapitaal 6000 en dit is dan op die 8ste ook. Dit gaan dan die derde ene wees. Dit gaan wees debitbank, kredietkapitaal en hierso het ons R6000. Okay. Dan het ons op die 12de betaal vir toerusting R18000 op die 12de, so dit gaan wees op die 12de, my betaalkant van bank is my kredietkant, so ek gaan bank gaan krediet. Kan jy sien daar's net een ander plek waar ek dit kan inskryf en dis dan aan die debitkant. Sien dat jy weet wat met bank gaan met die kontanttransaksies buite nou handelsvoorraad. As jy weet waar bank staan, daar is net een ander plek waar die ander rekening kan staan. En dit is in hierdie geval nou toerusting. En dit was R18000 gewees. En dis 'n bate. Albei van hulle is bates. So met ander woorde, dit gaan wees plus minus in bates. My geld is nou minder, maar my toerusting is nou meer. Ek het nou dit almal toe. Ek kan nou eers sien dit also nie. Gaan nou kyk. Op die 13de hierso betaal ons skryfbehoeftes. Goed. So dit is 'n uitgawe, nê? So dis op die 13de. Ek gaan nou daai chat lees. So, my kredietkant van bank is my betaalkant. En wat het ek gekoop? Skryfbehoeftes. En dit was Juffrou, daar's nog 'n boodskap juffrou. Ek gaan nou kyk, R800 en dit was 'n uitgawe. Uitgawes is min. Juffrou, kan juffrou dalk weer die 12de se transaksie verduidelik? Die 12de toerusting, ja. So gaan weer doen. Die 12de is hierso het ek as ek 'n mediteerrekening vir jou so kan wys. Bank en toerusting. Okay. Albei van hulle is bates. Toerusting is 'n bate, bank is 'n bate. Julle moet dit nou al leer en ken. Nou sê ek vir jou. Goed, bates word eintlik meer aan die debitkant en minder aan die kredietkant, meer aan die debitkant, minder aan die kredietkant. Okay? Goed. Ek het vir julle gesê die ontvangste kant is debit van bank en die betaalkant is aan die kredietkant van bank. So toe ek toerusting aankoop, sê nou maar dit was 'n haardroër of 'n laptop of ietsiekie, toe het ek vir dit betaal. So dis hoekom ek bank gaan krediet. Okay? En ek moet dan met ander woorde die ander rekening, in hierdie geval toerusting, moet gedebit word. Okay? So ek gaan bank krediet en ek gaan toerusting van debit. Okay, so as jy weet wat met bank gebeur, dan gaan jy teenoor met die ander een gebeur. Maar dis wat gebeur. My geld is nou minder in my bankrekening. So ek het minder bankgeld, maar ek het nou meer toerusting. So die plusietjie wat daarby is, nou hier, daai is toerusting se plusie, maar dis geld se minusie. Maak dit sin? Ek hoop dit verduidelik dit beter, of julle verstaan beter daar. 16de, betaal vir advertensies R3600. So op die 16de, ek betaal. Betaalkant vir bank is my kredietkant. Dan gaan skryf ek bank in. En dan is daar net een plekkie oor vir advertensies. En dit was R3600.
Dit is 'n uitgawe. Uitgawes is min. Sien julle? Dis nooit plus min. So nie, dis plus min so as jy bate doen. OK? Koop 2 kasregisters. En dit is ook toerusting. Jy moet self weet dat 'n kasregister is toerusting, hoor. Goed, so hierso het ons koop 2 kasregisters vir R700 en dis op watse dag? O, dis ook op die 16de, is dit? Ja. Alright. Die volgende transaksie wat ook op die 16de is, ek het betaal. Kasregisters is toerusting. Ai. En dit was R700. En toerusting is al 2 bates. Toerusting en banke se bate. So dit is plus min in bates. Ek maak dit sodat jy weet. OK. Net gaan kyk of is dit my tablet of is dit my tablet met pensel. OK, dan het ons hierso op die 20ste het ons handelsware vir kontant verkoop. So dit was gewees R8.400. Ek weet weer, dis nou 'n blou transaksie. Hierso het ons op die 20ste debitbank kredietverkope. En dit is gewees R8.400 en dit was vir my inkomste. Maar verkope gaan altyd, dan moet jy onthou van die koste van verkope. Handelsvoorraad gaan na krediet, want dit is nou buite my dakkie. En dan staan net een plek vir koste van verkope. En dit is dan 6720 en daai tweede een is altyd min by verkope. En dan is daar die laaste transaksie op die 20ste. Dit was daai R4.000 se huur en dis dan nou huurinkomste. So ek ontvang aan die debietkant van bank. Ek ontvang aan die debietkant van bank en krediet dan huur, nie net huur nie, huurinkomste. En dit was R4.000 en inkomstes is plus. Moenie, as jy moet raai, moenie plus min raai nie. Moenie vir jou ma sê ek sê jy moet rek raai nie. Ek sê maar net, moenie verkeerd raai nie. As jy raai slim. OK, en dit is dan die EBL. Alright, ek dink ons is nou soort van op die einde, gaan nou net seker maak ek sien is nou nog iemand wat moet probeer inkom, ek weet nie of alright, OK, so kan jy vir 12, OK, right. OK, is daar nog enige vragies wat julle nou het vir my? Aan die einde van hierdie oefeningkie nou? Dus ek sê, ek gaan môreoggend weer voor skool in my klas wees, 6:30. Dan gaan ek weer hierdie selfde oefening doen. Maar ek gaan dit bietjie vinniger moet doen, want ons het nie die geleentheid om dit bietjie om ekstra te wees nie, maar ek gaan hom volledig met julle doen dan. Vir die kinders wat nie wifi het nie, of wat regtig ietsie het wat julle nog wil verstaan. OK. Wil kyk of ek kan bywoon, juffrou. OK, ek gaan vir julle hierdie link stuur van hierdie video, ek moet net gou dele uitsny. Juffrou. En nie ek so môre Ras uitvind. juffrou, sal juffrou net vir die VLR ook sê hulle moet dit op alle groepe sit asseblief. Ja, ek gaan sommer vir julle voogonderwysers stuur, want ek is mos ook 'n graad 9 voog, so ek stuur dit sommer op die graad 9 vooggroep. En ek gaan dit op die Okay, nee, ouer dis groep reg, ook laat juffrou. sit, die link. Daai. Alright, ek sal môre by Ras julle. juffrou, Ja, kom sit vind nou weer op my uit of YouTube ek weer sal of- deur wie Verneer is. Alright, wat bepaal by KOE of dit 'n kasregisterrol is? Verkope en baie keer is dienste gelewer kasregisterrol, maar hulle sal vir jou sê volgens die kasregisterrol.
maar gewoonlik is dit verkope en dienste gelewer. Ander goeder is gewoonlik kwitansies. Ek sien nou Sebastian het gevra. Okay. Alright. Ek gaan dan call. Baie dankie julle. Dankie dat julle getrotseer het en sorry vir die mense wat Geen plesier, juffrou. Dankie juffrou. mense geplooi het. Alright. Dankie julle. Baie Ciao. juffrou, juffrou moet 'n lekker dag Hoi. verder. Dankie juffrou dat juffrou live gebring Baie het. vrou. Bye. Baie julle. Ciao. Baie vrou. Hoi. Lekker aan verder juffrou.